hoor niks. Kan julle my hoor? Ja. Kan julle my wag? Kan julle my Hoor? Daar's ek te veel amper, hè? Dan kan julle my hoor. Vanoggend met Moedersdag gaan ons stilstaan eintlik in gebed ook vir die verskeie moeders in ons lewens. En ons weet, ons almal het 'n ma in ons lewe, maar tog is daar baie van ons, ja, kom ons eie dit. Die jong mense wat hulle goed so breek. Goed, kan julle my nou hoor, ek dink dit is 'n bietjie beter. Ek wil ten minste net sê, Anne Dominee het 'n begrafnis met myne gedoen en Derek, hy was nie jonk nie. So, dit is nie die jong mense wat ek probeer. Dit was nie Derek ook geweest, moet ek dit sê. Maar ons gaan vanoggend dan so stil staan by die verskillende moedersfigure wat 'n rol ook in ons lewens gespeel het. Dit kan 'n ma of 'n skoonma wees of miskien net enige vrou wat regtig soos 'n moeder vir jou was. So kom ons word dan vanoggend ook net stil en dra hierdie mense op. Hemelse Vader, vanoggend is dit ons voorreg om te kan bely dat ons almal deur 'n moeder in hierdie wêreld ingekom het. En dat U ook in hierdie wêreld ingekom het en 'n moeder gehad het wat U versorg het as 'n babietjie. En so kom dra ons vandag al die vrouens in ons lewens te spot. Die wat biologiese moeders is, maar die wat ook uit keuse uit intree as ma verander. Dankie dat ons kan weet, ons het nie onsself groot gemaak en self in hierdie wêreld vir onsself lesse geleer nie, maar dat daar vrouens agter ons gestaan het wat ons soveel lesse geleer het, vir wie ons so dankbaar is. Vandag kom dra ons hulle aan U op, en ons sê vir U dankie en ons vra dat U hulle sal koester en beskerm, soos dat hulle ook ons gekoester en beskerm het. Amen. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees.
Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Die Here is naby aan die gebrokenes. Hy help die moederloses. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. My Erspark geloofsfamilie, genade en vrede vir julle, van God ons beskermer. Amen. Kom ons staan dan ook nou saam en ons sing 'n loflied tot eer van die Here. Gees wat ons lei in die waarheid aan
Hemelse Vader, ons hele lewe en alles wat ons het, is vandag voor U as heilige offer. So bring ons ook in die kleine aan U ons dankoffer om te sê, Here, hier is ek, hier is my besittings en hier is my gawes. Gebruik dit in U koninkryk. Amen. Goed, ek gee graag 'n geleentheid aan julle om 'n bietjie na mekaar te draai, groet mekaar en hoe was elkeen se week gewees. En ek wil vir julle sê, dit verstom my elke keer en ek het dit nou vir Denny ook voorheen gesê, om een of ander rede is men so aan skyfies gebonde dat jy 'n lied wat jy 'n miljoen keer al reeds gesing het. As die skyfies nie ooreenstem met waar jy dink jy moet gaan nie, jy gaan nog steeds die skyfies sing. En jy gaan hom aanpas, voordat hy nie meer oppas. So, dankie daarvoor. Lekker om te hoor hoe julle dit is. Ek deel graag ons familienies ook met julle. Ek wil begin deur met 'n naam by te voeg op die voorbereidingslys. Oom Johan Jansen van Rensburg is in die hospitaal vir toetse. Weet nie waar was in Dina. Hulle weet nie op die stadium regtig wat my keer as ek reg verstaan nie. So hy is nou besig met toetse en al hierdie dinge, so ons dink ook aan julle en dra hom ook aan ons gebede. En dan is ook 'n klomp ander name ook so op die voorbereidingslys, so kom ons dink ook so net in die week aan hulle dra hulle in gebed op. Goed, ons sê dankie vir Elrien van Abu vir die geskenkies wat die moeders gekry het. Julle sal weet as julle dit gekry het, het dit by die regte bestemming uitgekom. So ek weet nie, Derek is dit klaar uitgedeel. Want ek sien net dat die Jowies kom vir my so dat die Jowies dan met iemand kan opspoor. Ek heb by die verkeerde deur ingekom, maar daar agter is nog, so julle kan vir julle kry. Goed, dan in terme van ons ete, daar het gestaan 11:30 vir 12 uur, maar ons gaan feitlik teen 11:30 al regtig alles reg hê. So julle kan eintlik maar enigiets van 11 uur vir 11:30 gereed wees. So ons gaan dan lekker saam kuier en lekker saam eet. Goed, dan het ons voordat ons van ons verjaarsdag uitkom, en nie is die nie, het ek die voorreg om van julle sal onthou daarvoor oor omtrent hierdie tyd, het Derek 'n blinkie idee gehad vir 'n fondsinsameling. Van hoe hy op 'n dak gesit het en dit was wonderlik goed en hy daar gebly. Ek het dit gesien. Wat het plakkaat? Ek weet nie, Derek vra nou van iets, maar ek weet nie wat dit is, maar Derek het op die dak gesit laas jaar, julle sal dit onthou, en toe dink ek, dit sal goed wees as ons dominees elke jaar 'n tipe van 'n fondsinsameling doen. Nou, ek gaan nie op enige dakke sit nie, ek gaan ook nie op die straat gaan bly vir 'n week of enige so iets nie, maar ek het Derek saam met my ingesteek in 'n fondsinsameling, en hy is eintlik baie beter af as ek vir die fondsinsameling. Vir hierdie jaar. So, daar's een vir Derek en een vir Rikus. Ek dink hy's reg om. Dit gaan nou nie so mooi kan sien. So, dit is 'n pad vir die van julle wat jy kan sien nie, daar's kilometers hierso langs aan. Nou, vir die van julle wat ook nie geweet het nie, Derek het laas, dis 2 Saterdae terug nou al, sy eerste halfmarathon gedoen, hy die Loskop halfmarathon gehardloop, 'n volle 21 kilometer. Vir die van julle wat ook nie weet nie, die meeste van julle weet hierdie nie, ek het nou die dag 3 kilometer gaan hardloop, en my gemiddelde hardloop was 185. So, Derek is fiks, en ek is nie fiks nie, maar met die oog op 5 September,
wil ek graag teen Derek ten minste 10 km hardloop. So ek wil fiks genoeg word om fikser as Derek te wees. En daar is op albei van hierdie 50.000, so 50.000 wat Derek kan insaam met 50.000 wat ek is, dan is 5.000 rand per kilometer wat jy kan borg teen 5 September. Jy hoef nie die hele 5.000 op die hele kilometer te borg nie. Ons sit wat ook al julle saam sit saam om die einde van die dag op die bazaar datum hierdie jaar 5 September klein wedloop tussen die bloemies te hê. So ek gaan julle dan ook weekliks op hoogte hou van hoe my gemiddelde hardloop lyk. En ek moet daarom sê ek het ook daai selfde week 5 km parkrun gaan doen en my gemiddelde hardloop was ook sleg maar ek het dit gedoen. So ons sal julle op hoogte hou. Derek is soort van op die krikkenlys ook vir 'n paar weke want hy het spier in sy liseer gemaak. So ek het kans om 'n bietjie op te vang. Maar dis eintlik 'n kompetisie tussen kon nou nie sê ouderdom en ervaring nie, so ek net sê ervaring en jeug. So fikse ervaring en baie onfikse jeug. So ja, dit gaan ons fondsinsameling wees, ons sal hierdie opsit, ons moet nog kyk hoe ons die pad gaan inkleer, maar dit is ons fondsinsameling vir hierdie jaar, en die verloorder sal vir 3 dae op 'n dak bly sonder tent. Ons gaan daarom mooi doen. Dan kom ons by ons verjaarsdag, maar ek weet ten minste een van hulle is oorsee op die stadium, van 80 jaar en ouer. Dit is Louise Kondring en Etienne Tron. Ek nie een van hulle is hier nie. So ek sal net kers aansteek vir hulle. En dan, Adal, jy is alleen hier so nie. Ek maak nie seker, want feitlik al die gesinne het dat weet hulle gaan nie vanoggend die wees nie gesinne met kinders, so vanoggend gaan ek hierdie werk doen. So is daar ander verjaarsdae in die gemeente wat nog nie 80 jaar en ouer is hierdie week. Kijk, Tannie Minnie. Kijk, nog iemand. Kijk, is daar huweliksherdenkings hierdie week? Enig iemand wat 'n graad gekry het intussen tyd. So ons het een verjaarsdag. Dit is dit. Sal dit kan die hand aflewer. Een met elke blik van iemand anders te kry. Ek het niemand gemis, en ek het wat. Ek het nou amper hierdie weer geloop. Hier, op dat nie. En dan half stomp is my gedeelte van die erediens klaar, so laat dit dan oor aan net. Goeiemôre almal, ook van my kant af. Baie welkom ook volgende keer. Ek net al die chocolade en goed die weg van Helena kry
Ek wil daarom ook net sê rondom die microfoon. Ons was verlede Sondag, ek moet dit nou mooi stel, want my skoonma was hier en sy is lidmaat by daardie gemeente, maar ons was by 'n baie groot gemeente gewees met ons kleindogters gedoop. En toe het hulle microfoon ook ingegee en moes die dominee so 'n microfoon gebruik. Toe voel ek baie goed dat in hierdie heftige gemeentes gebeur daar ook sulke goed, dis nie net by ons nie. In enige gemeente gebeur sulke goed. So, ek wil dit so maar net noem. En dan is ek vanoggend so opgewonde om te sien oom Stein gewees hier by ons in die erediens. Oom Stein en tannie Donna. Dit is vir ons so wonderlik om hulle hier te sien. En dit is nou meer as 'n jaar, ver meer as 'n jaar gelede wat oom laas hier in die erediens was. So ons sê vir die Here baie dankie dat oom hulle ook volgend hier is. Dit is vir ons lekker om oom weer hier te sien. En vir tannie Donna saam met oom. Ons gaan 'n bietjie later uit 1 Petrus 3 uitlees van vers 13 af. Maar ek wil graag vanoggend as wil van God net die paar verse voor dit lees van vers 8 af, 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. En daar lees ons die volgende: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan immers geskryf: As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Dis nogal groot woorde wat hier saamgevoeg word en ek wil eers 'n bietjie stil raak en net stil voor die Here wees ook as ons hierdie woorde oordink van eensgesindheid, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig, moenie kwaad met kwaad vergeld nie of belediging met belediging nie, inteendeel antwoord met 'n seënwens. Bly weg van die kwaad af, doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Kom ons raak so 'n bietjie stil voor die Here met hierdie woorde in ons gedagtes. Here, wanneer ons hierdie woorde lees, dan gee ons hart eintlik so ruk, want ons besef dat dit regtig ernstige woorde is wat U tot ons rig. Ons moet vanoggend bely dat ons dikwels nie op eensgesindheid ingestel is nie, maar juis daarop ingestel is om elkeen vir onsself te leef. Om so maklik
moeilikheid met iemand anders te soek. So maklik tweespalt te bring. Ons moet bely dat ons nie altyd medelydend leef teenoor ander nie, dat ander se lyding ons nie raak nie, dat ons nie saam met hulle ly nie, omdat ons so moet spook en spartel om net ons eie lewens in stand te hou. Daarom raak ander se nood ons dikwels nie. Ons moet bely dat ons so dikwels juis nie liefdevol optree nie. Dat dit vir ons lekker is om kwaad met kwaad te vergeld. Of as iemand ons beledig met 'n belediging terug te antwoord. Wat nog van met 'n seënwens. Here, ons moet bely dat dit vir ons soms baie moeilik is om nederig te wees. Want ons weet, mag beteken vir ons so baie. En uit 'n plek van mag kan ons ander beheer. En sien ons op ander neer. As jy sê, bly weg van die kwaad en doen wat goed is en soek vrede en jaag dit na, dan is dit asof ons nie ons lewenshielen kan raak sien nie. So ons moet dit volgende ook opreg voor U bely. Vra Here, vergewe ons dit. En dit is alleen op grond van U vergifnis en U genade, wat ons ook volgende as gelowiges hier by mekaar kan wees. En dankie dat ons dan ook by hierdie nagmaalsgeleentheid iets van die gemeenskap van gelowiges kan beleef op 'n baie besondere manier. En dat ons saam kan eet uit een brood en saam kan drink uit een beker. Saam ook U dood kan herdenk. Maar saam ook kan bly wees oor die verlossing wat U vir ons gee. Dankie dan vir U woord, dankie vir hierdie erediens en hierdie nagmaalsdiens, en as ons later volgende ook saam eet, of as ander na families toe gaan om saam familiegeleenthede te hê, so op hierdie Moedersdag, dan wil ons ook daardeur vir U eer, vir U goedheid en U liefde en U genade, ten spyte van ons sondigheid, ten spyte van ons hardkoppigheid, ten spyte daarvan dat ons nie altyd eensgesind is nie, nie altyd medelydend is nie, nie altyd in liefde optree nie, nie altyd anders sien nie. Dankie vir genade. Amen. Ons lees dan volgende in 1 Petrus 3 van vers 13 tot by vers 22. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle goed doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat niemand julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen.
hoe ook Christus het eenmaal vir die sonde gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan, en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ons lees tot daar. Ek het 'n keer 'n verhaal gelees van Alexander die Grote, een van die magtigste en die strengste aanvoerders wat daar ooit was. Daar word vertel dat Alexander glad nie lafhartigheid kon verdra nie. En soldate van hom wat gevlug het van die gevegsfront af, is 'n muur doodgemaak. En op 'n dag het 'n paar soldate 'n jong seun daar aangebring wat moes gaan veg het, maar hierdie seun het gevlug en hy het gaan wegkruip. En dit was vir Alexander die Grote onaanvaarbaar dat enigiemand in sy leer so iets kon doen. En daarom was Alexander die Grote ook baie ontsteld geweest oor hierdie seun se lafhartigheid en hy sou hom swaar moes straf. Maar hy het dadelik besef dat hierdie jong man eintlik nog baie jonk was en hy besluit om hom te begenadig. En toe vra hy vir hom, jong man, wat is jou naam? En baie bang en stotterend het hierdie jong man geantwoord, Alexander. En Alexander die Grote het rooi geword van woede en ontsteltenis oor hierdie jong seun, jong man wat sy naam Alexander is, wat van die gevegsfront af gevlug het en gaan wegkruip het. En toe spring hy op en hy skreeu vir hierdie seun, verander jou gedrag of verander jou naam. Verander jou gedrag of verander jou naam. Petrus sê op 'n manier min of meer dieselfde in hierdie gedeelte. Ons het in die eredienste die afgelope paar weke lank stil gestaan by hierdie eerste brief van Petrus. En op verskillende maniere sê hy amper dieselfde ding vir sy lesers, die uitverkorenes van God, noem hy hulle in hoofstuk 1, vreemdelinge in hierdie wêreld. En herhaaldelik sê hy vir hulle, laat Jesus Christus die maatstaf van julle gedrag wees. Laat hy die maatstaf van julle optrede en julle manier van leef wees. Hy moet die maatstaf van julle lewe wees ook in tye van lyding en swaar kry, sodat daar nog steeds 'n lewende hoop in julle kan leef. En dat julle nog steeds in liefde teenoor mekaar sal leef. Nou ons sal dit dalk ook volgende so 'n bietjie anders kon verwoord. Ons sal dan kan sê, as Jesus nie die maatstaf van jou gedrag is nie, verander dan jou gedrag, sodat Jesus die maatstaf van jou gedrag is. Of anders, verander jou naam Christen. So Petrus kom druk dit
vir sy lesers op die hart. Omdat Jesus die maatstaf van jou lewe is, daarom moet jy op 'n spesifieke manier leef, ter alle tye, ook in tye van lyding, swaar kry, wat ook al. En dan weet ek, ons het die afgelope paar weke dan baie stil gestaan by die tema van lyding en hoop, en ook troos in hierdie tye van lyding. So ek wil volgende fokus net so 'n bietjie verskuif na 'n ander tema, wat ons ook in hierdie teks raak lees. En ons lees dit in vers 15 en 16. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. En ek wonder hoe waar dit in baie van ons as Christene se lewe is. Hoe waar is dit van ons dat ons altyd gereed is om 'n antwoord te gee, 'n verduideliking te gee aan mense wat vra oor die hoop wat in ons leef, of vra oor ons positiewe gesindheid, of vra oor ons liefdevolle lewe. In die eerste plek is dit waar, kan die mense dit raak sien, maar in die tweede plek is ons gereed om dit te kan verduidelik, om dit te kan verwoord. So dink ek vir 'n oomblik oor jou eie lewe, jou eie gedagtes, jou eie woorde, jou optrede teenoor ander. Kan jy volgens sê dat dit spreek van 'n positiewe lewensuitkyk, van 'n lewende hoop wat in jou leef? Ek het jou al lank terug 'n storie vertel van iemand wat vir 'n persoon gevra het jy geweet dat alle perde Christene is? En hierdie persoon was verskriklik verbaas dat alle perde Christene is. En toe vra die persoon, hoe is dit moontlik? Ek het nie so iets geweet nie. En toe sê die persoon wat die vraag gevra het, maar dis baie duidelik. Want perde het lang gesigte en Christene loop altyd met lang gesigte rond. Is dit nie hoe ons lewens baie keer lyk? Ten spyte daarvan dat ons sê daar leef 'n lewende hoop binne in ons. Ons is bly, ons is positief, ons is geseën, ons leef onder die genade van die Here en daarom het ons hierdie positiewe lewensuitkyk. Maar as ons net nou vir mekaar vra, hoe gaan dit, en dan is dit een klagte na die ander. Reeds in 1 Petrus 1 herinner hy die gelowiges 2 keer daaraan. In vers 3 sê hy, nou het ons 'n lewende hoop. En in vers 13 sê hy, vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. So die lewende hoop wat in die gelowiges is, word reg deur hierdie brief aan die lewe en die opstanding en die wederkoms van Christus verbind. Omdat Christus hierdie pad
gestap het, van lyding, maar opwekking uit die dood, hemelvaart, wederkoms. Daarom is daar 'n lewende hoop in ons elkeen. En ons moet dit kan verduidelik, dit vir mense kan weergee. Maar in teenstelling daarmee is ek bevrees dat ons dit was geen lewende hoop uitleef nie. En die lewende hoop waarna Petrus hier verwys, beteken nie 'n valse optimisme of 'n goedkoop en oppervlakkige positiwiteit nie. Vir 'n Christen is dit 'n vaste vertroue in die beloftes van God, van Jesus Christus se verlossingswerk, te midde van ons omstandighede. En die Nederlandse geloofsbelijdenis sê ook iets daarvan, in die eerste vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan laat die bekende antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sonde ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan afval nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien, en daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En ons ken hierdie goed, maar is dit waar van ons? Of is dit dalk net kopkennis? Die nagmaalsformulier sluit daarbij aan, wanneer dit sê dat die nagmaal wegkoop by ons 'n toekomsverwagting. Die nagmaal is 'n verkondiging van ons toekomsverwagting, want ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. En tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. En as ons al hierdie dinge hoor, dan moet dit ons mos opgewonde maak oor die lewe. Dan moet dit mos 'n blywende hoop by ons vestig. 'n hoop wat ons moet uitleef. In vers 22 sê Petrus, hy Christus is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Christus het alle magte en kragte aan hom onderwerp. Niks anders kan oor ons heerskappy voer nie. En ten spyte daarvan loop ons met lang gesigte rond en bekla elke dag ons lot. In teenstelling daarmee dat ons gereed moet wees om aan mense 'n verduideliking te gee oor die hoop wat in ons leef. Op hierdie Sondag voor Hemelvaart dink ons opnuut aan oor die betekenis van Jesus se lewe, sy bediening hier op aarde. Ons dink opnuut aan sy kruisdood, maar ook aan sy opwekking uit die dood. En ons vra onsself die vraag af, het dit enigstens 'n effek op my lewe? Of weet ek dit maar nie? Is dit maar net kopkennis? Het dit 'n effek op hoe ek as volgeling van Jesus Christus lewe? Is dit sigbaar in my kop,
in my gedagtes, oor hoe ek die lewe benader? Is dit sigbaar in my hart, oor wat ek in my hart bewaar? En is dit sigbaar in my hande, oor hoe ek dit uitleef teenoor die wêreld? Want alleen wanneer ons volgelinge van Jesus is met kop, hart en hand, wanneer hierdie hoop in ons koppe, in ons harte en in ons hande leef, alleen dan kan ek gereed wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat wonder en vra oor die hoop wat in my lewe. En wanneer ek dit werklik uitleef, dan gaan mense vra. Mense gaan vra, hoekom kyk jy so anders na die lewe? Hoekom kry die lewe jou nie onder nie? Hoekom bly jy positief? Hoe kan jy 'n belediging met 'n seënwens antwoord? Hoe kan jy medelee hê met ander? Hoe kan jy eensgesind lewe? Die verlossingswerk van Jesus Christus stel my daartoe in staat, deur die genade wat God aan my gee. Dalk moet jy en ek ook vanoggend die Heilige Gees se stem hoor, as hy miskien vir ons sê, verander jou gedrag, of verander jou naam Christus. Amen. Ek wil graag 'n oomblik van stilte gee. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, wees ons genadig. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, gee ons U vrede. Wanneer ons dit vanoggend van die Here pleit, dan hoor ons ook vers 18 van 1 Petrus 3 wat sê, ook Christus het eenmaal vir die sondes gely. Ook hy het vir ons elkeen se sonde gely, die onskuldige vir die skuldiges, om ons na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En daarom, wanneer ons dit ook in ons lewe aanvaar, dan kan ons vanoggend ook met vrymoedigheid by die nagmaaltafel van die Here Jesus kom aansit. En kan ons ook hierdie genadetekens uit sy hand ontvang. Voordat ons dit doen, kom ons bid dan saam. Dankie Here dat ons ook genade in U oë ontvang. Dankie dat ons ook vanoggend met vrymoedigheid ons hande kan uitsteek om hierdie genadetekens van brood en wyn uit U hand te neem. Ons kan dit doen omdat Christus die onskuldige
vir ons die skuldiges gelei het. Maar ook omdat Christus uit die dood opgewek is en die dood oorwin het en die sonde in ons oorwin het. Ons kan dit doen omdat ons ook in hierdie komende week Hemelvaart herdenk en weet dat U opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, nadat alle magte en kragte aan U onderwerp is. Maar ons glo ook dat U weer sal kom, om ook U volgelinge te kom haal, waar ons vir ewig in U teenwoordigheid kan leef. En daarom dankie dat ons ook in die vergifnis van sonde kan glo. Die opstanding van ons eie vlees en die ewige lewe. Amen. Ek wil dan graag geleentheid gee dat die brood en die wyn ook uitgedeel sal word.
ons dan die nagmaal instel en dit saam gebruik. Kom ons sing lied 266 staande, daarna kan die weer die sitplek neem. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood gebreek en hy het vir sy disippels aangegee en gesê, dit is my liggaam, gebruik dit tot gedagtenis aan my. En so het hy na die maaltyd die beker van danksegging geneem, en hy het dit vir sy disippels gegee en vir hulle gesê, dit is my bloed, drink daaruit en dink daaraan dat my bloed gevloei tot volkome versoening van al julle sondes. Is daar nog iemand anders wat die groot beker wil gebruik? Kom ons bid saam. Ons loof en prys die Here, dat hy uit genade die Seun aan ons geskenk het as 'n middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons die voedsel en die drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U, Heilige God, dat U aan ons die geloof
skenk waardeur ons ook hierin kan deel hê. Ons dankie dat ons opnuut deur hierdie nagmaal ook in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtes aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons daagliks te laat groei in geloof en in gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die goddelike doel ook met hierdie nagmaal van vanoggend in ons lewens sal bereik. Laat die verlossingswerk van Jesus Christus altyd die maatstaf van ons lewe wees. En as dit beteken dat ons gedrag moet verander, kom dan Heilige Gees en lei ons ook daarin. Ons wil vanoggend kom verklaar dat ons op geen manier ons naam as Christen wil verander nie. Maar dat ons gedrag daagliks moet verander. Kom leer ons om so te leef dat ons eensgesind sal wees, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Dat ons nie kwaad met kwaad sal vergeld of belediging met belediging nie, maar dat ons met 'n seënwens sal antwoord. Kom help ons, Heilige Gees, dat ons altyd gereed sal wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking eis oor die hoop wat in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, terwyl jy net so bly sit, kom ons sluit dan met ons slotlied, die 281.
Here Jesus, ontvang die seën van die Here, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van hemel en aarde is en by ons is, seën u nou tot in alle ewigheid. Amen.